Baie dankie dat ek hier by jou kan wees. Ek het verskriklik bly om baie mense te sien. Ek moet sê, ek kom ook 'n lang pad met hele paar sprekers saam, en natuurlijk Frederik self. En ek sou baie graag in die stemme, wat is nou so pas en was verder van ek het selfs daar begin dink, dat ek miskien net die tweede deel wat ek op die tafel besit doen, wat het meer met die goed te maken. Maar ek dink ook, ek het maar so 3 goed dat ek op die tafel besit, julle kry dit in antwoord in die dokument later. So ek gaan nou op die tafel sit wat ek ontvang het, en dan kan ek julle 'n bietjie vrae, kan julle ook 'n bietjie invra daarop. Ek wil basies 3 goed doen. Ek wil wat perspektiewe gee op 'n missionale postuur, of met 'n missionale gesindheid. Hoe leef 'n mens missionaal? Ek wil dan vir 'n hulpmiddel gee, 'n boekie wat in Januarie gaan verskyn, wat baie ingaan op geloofspraktyke en geloofsbewys wat deel is daarvan, waar ek en Frederik en Nico Simpson geskryf het. En baie spesifiek 3 spesifieke goed wat 'n mens kan doen om jou te help om te groei in die missionale gesindheid wil ek bespreek. En dan die laaste is dat ek baie sterk julle aanmoedig om missionale vennootskappe te ondergaan. Ons in die Oos-Kaapse Noord het nou so 'n toer rondom opvoeding onderneem, en dit was vir ons ongelooflik om te sien die mense by wie ons kan gaan aansluit om rondom letterlik voeding en opvoeding met die twee aan baie saam met mekaar. Mense by wie ons kan aansluit wat al reeds 'n klomp goed gedoen het, en wat ons ook net van die kerk se kant af kan aanhaak by en klomp goed doen. Maar ek gaan 'n paar stories vertel, maar ek wil graag vir julle uitdaag om julle eie omgewing 'n bietjie daarom te kyk wat aan die gang is. Nou as ek oor 'n missionale gesindheid gesels, wil ek gesels oor die vrou wat daar op die PowerPoint is, die pianist Maria Jou Pires, wat 'n ongelooflike nagmerrie ervaar het. Sy wag op 'n inleiding by 'n groot konsert, maar dan begin die orkes 'n ander Mozart konsert speel. In plaas van die Mozart konsert wat sy voorberei, speel hulle een in D-mol. Gelukkig is dit 'n konsert dat sy reeds saam met die dirigent Ricardo Chailly opgevoer het, maar sy sit steeds aanvanklik asof sy 'n elektriese skok gekry het. En dit lyk as 'n oomblik daarvan hoewel, soos julle kan sien, hoe sy haar kop vashou. As die stof waarvan nagmerries gemaak is. Jy is voorberei vir een uitvoering, en dan kom jy skielik agter dat jy 'n heel ander een moet speel. Dit sonder bladmusiek of enige ander hulp. En ons weet natuurlijk van nagmerries dat jy ons eintlik verlig wakker word terwyl jy sweet jou aftrap. Maar jy weet dan, dit was 'n nagmerrie. Nou hierdie keer is dit nie so, hierdie keer is die nagmerrie onontwijkbaar. Die nagmerrie is die werklikheid. In die inleiding van die orkes duur net 'n paar minute, en dan is dit Maria se beurt om te speel. En onthou, haar bydrae is nie bysaam nie. Dit is 'n klavierkonsert, en sy sit daar by 'n klavier. Sy is die pianist. Nou as 'n skare konsertgangers wat wag op die uitvoering, sy is die hoofspeler in die drama wat nou gaan ontvang, en is optree of uittree. Dis swem of sing. En ek dink, baie van ons in die kerk het hierdie tipe ervaring. Ons daag op in 'n situasie, met die idee wat ons rol gaan wees. En as dinge heel anders as wat ons gedink het. Hoe meer ek volg in die situasie met die ervarings van 'n klomp mense wat dieselfde tyd opdaag, wat verskillende verwagtinge het, en wat vir 'n konteks hulle voorberei wat ook weer verskillend is, dan verstaan jy waarmee ons werk in die wêreld. So as ek nou oor 'n missionale gesindheid vandag praat, dan is dit eintlik my eerste punt. Die wêreld waar binne ons leef, die wêreld op wie ons die boodskap van Jesus Christus moet bring, is kompleks. So kompleks, dat jy nie vooraf 'n idee kan vorm presies wat jy moet gaan doen, en hoe dinge gaan uitspeel, en dan doodgaan daarmee werk. Dit is dus die spreekwoordelike kat van Schrödinger, die met die paradoks van ons bestaan so goed verduidelik. Die oude Schrödinger, Hongaarse fisikus, het die gedachte gespeel al in die 30e jare van vorige eeu,
om die kompleksiteit van die verstrengeling, hy het entanglement genoem, van die werklikheid op 'n kwantumvlak te illustreer. In die verbeeldingseksperiment wat hy daai tyd aan gedink het hy gewerk in die scenario van 'n kat wat in 'n verseelde boks wat of sal doodgaan as 'n radioaktiewe atoom sianiet vrystel in die boks, dat hy of sal doodgaan, of jy's nie sal doodgaan as die radioaktiewe atoom nie die sianiet vrystel. Want het ek gesê, jy kan net weet wat met die kat gebeur as jy die boks oopmaak. So die kat is gelyk dood en lewend totdat jy sien wat aan die gang is. Alles vooraf is bespiegel, hè? Wanneer jy die boks oopmaak, dan weet jy wat is die werklikheid. Nou sonder met te veel in die detail van die eksperiment om in te gaan, het dit dan nie gedoen nie, het dit net in sy verbeelding uitgewerk. Illustreer dit vir die feit dat ons met rekening hou met die verstrengeldheid van die werklikheid. Dit is kompleks. Ons kan nie op alles onsself voorberei. As 'n geweldige netwerk van moontlikhede wat impak op ons en ons spesies uitoefen. En in meer antropologiese of sosiologiese taal, daar is nie meer 'n societas, 'n gestruktureerde, seker wêreld waarin jy veilig kan wees en weet met dinge werk so, en as ek nie so voorberei word, dan gaan ek presies dit so kan hanteer. Ons is eintlik te alle tye nou in 'n communitas, 'n ongestruktureerde, onseker lewe, waar ons met die reisgenote wat saam met ons op pad is, betekenis moet maak van wat aangaan. Nou, in hierdie rekening nou met die verstrengeling van hierdie wêreld, dink ek dat in die tweede plek van ons gevra word om te werk met wat ons aantref. En dit is 'n belangrike feit dat ons die teenwoordigheid van gees moet behou, dat ons op ons voete moet dink. Anders sal ons meestal uitgevang word deur die werklikheid. Nou, Richard Niebuhr het hieroor gesê, en dit is 'n mantra eintlik wat vir my lewe 'n geweldige betekenis het, wat eintlik ook in terme van die godsvraag wat jy net het gevra, eintlik 'n belangrike ding is. Hy het gesê, God is acting in all actions upon you. So respond to all actions upon you as to respond to his action. As ons in 'n situasie aankom en daar is dinge wat ons nie presies weet hoe om te hanteer, is die reaksie wat ons in daai situasie moet hê, dat ons nie as waar dinge anders moet wens nie, maar ons moet werk daarmee en spesifiek moet werk met hoe is God besig om in hierdie situasie met ons te werk. En ons moet op hom reageer en nie soseer net op dit wat ons aantref in 'n situasie. Nou, Otto Scharmer het hier rondom 'n klomp goed gesê wat ek dink vir ons in 'n missionale postuur, 'n manier van missionaal dink, baie kan help. En dit is, hy praat van die fokus op teenwoordig stel. Hy het die Engelse woord presency wat hy gebruik. En dis die kapasiteit wat jy moet ontwikkel om jou ten volle te verbind aan wat nou gebeur, sodat die toekoms en die geheel van die dinge wat gebeur na vore kan kom. Eerder as ons net in diens staan van iets waarmee ons aankom by 'n spesifieke plek. Die kat is of dood of lewend as jy die boks oopmaak. En jy moet daarmee kan werk wat ook al jou verwagting is vooraf. Jy speel of Mozart by wyse van speel. En jy moet geleer om die regte note van die regte Mozart te speel en oomblik by die uitvoering begin. En dan sê Charlotte, die fokus vir ons moet wees om saam dinge te doen. Hy het die woord gebruik co-initiative, co-sensing, co-creating, co-evolving. Want as jy saam begin, en die saam werk, en die saam dink, en die saam ervaar, en die saam skepende aktiwiteit, waar ons die saam groei ervaring het, wat ons leer om die regte note op die regte plek te speel. Natuurlijk wat vir my 'n geweldige betekenis oor tyd gehad het, is Israel Gelinde, wat navorsing gedoen het oor is in vraag, wat is die dinge wat onder die oppervlak van gemeentes lê, wat 'n effek het op die dinamiek wat jy raak sien in gemeentes. En waarom ek veral hou vir sy skema as dit so eenvoudig is. Hy het gesê,
Daar's eintlik net twee goed wat die identiteit van 'n gemeente bepaal. Dit is shared language, gedeelde taal, en die feit dat ons saam is, being together. Hy sê, as jy nou kyk na wat van in 'n gemeente aan is, is eintlik al waarna jy moet kyk. Watter taal gebruik jy ouens? Wat sê prentjies wat hulle het? En twee, hoe is hulle saam? Wat is die ruimtes wat hulle benut om saam met mekaar te wees? Want waar jy dit agterkom en waar jy daaraan begin werk, kan jy gemeentes help om 'n geestelike dinamiek te kan vind. En as ons nou terugkyk na ons eie geskiedenis in die algemene synode, in die Hebreë natuurlijk, dan is dit presies wat ons gedoen in die seisoen van luister. Ons het 'n taal ontwikkel, 'n luistersiklus, waarin hierdie vaardigheid om te kan luister na mekaar en na God en na ons konteks, waar ons het ingeoefen, dat mense die taal van luister na ander, wat ruk jou, of wat troos jou, om daai taal aan te leer, en ons het ruimtes geskep, beide in klein groepe, en in vergaderings, en in synode vergaderings, en in ander bijeenkomste, waar ons dit kan saam oefen, en die kultuur, wat geskuif het van een manier van kerk wees, na 'n ander manier van kerk wees, het met daai taal in die ruimtes wat ons geskep het mee te maak gehad. En die seisoen van menswaardigheid wat nou by die afgelope algemene synode geskep is my hoop dat dit op 'n baie breë vlak, die 4 kerke wat gaan saamwerk, sal by effek hê. Dan die derde ding wat ek op die tafel gesit is dat in 'n missionale gesindheid, in 'n manier van missionaal werk, is dit ongelooflik belangrik dat mens interafhanklik sal werk. Nou, 'n wonderlike moment in die klavierkonsert is die interaksie tussen die dirigent en die pianis in die ongeveer 3 minute wat die inleiding duur voordat sy nou weer kom. Terwyl hy aangaan om met passie die orkes te dirigeer en pragtige musiek te laat voorkom, is hulle in 'n gesprek met mekaar. Wat vir my interessant is, op 'n punt sê sy, ek kan probeer. En dan kyk sy so na die eerste violist, en ek lei af en daar 'n bietjie van 'n vriendskap was tussen hulle, sy kyk so absoluut bevrees na. En die dirigent gaan aan, en hy dirigeer sy mense, en dan draai hy so na toe en hy sê vir haar, jy het die musiekkonsert die afgelope seisoen gespeel, jy ken dit so goed, en hy gaan aan moet dirigeer. En dan sien jy hoe sy haar kop nou, haar hand van haar kop afhaal, en begin fokus. En daar is geen ontsteltes uiteindelik nie. Net die wonder van hierdie moment. En saam skep die twee, saam met die orkes, 'n onvergeetlike uitvoering, 'n impromptu, onvoorbereide musikale triomf. Sy speel dit fokus. Ten spyte van die verrassing dat sy sonder bladmusiek vir 'n verkeerde noodsaak by die konsert opdaag. Nou die interaksie tussen die twee, die dirigent, Ricardo en Maria, die pianis, is baie uitstekend in dit wat hoe ons nasionale gemeentes moet optree. Ons werk nie met 'n modernistische, mechanistische, hiërarchiese systeem. 'n verstaan van die wêreld wat ons al 3 eeue mee werk en wat uitgedien is. Ons het nodig om te werk met die besef van die groter interafhanklikheid van dinge. Eddie Gibson, Jan Koffie en Church Next, wat so 10 jaar terug al aangedui dat daar wêreldwyd geskuif is na interafhanklikheid, waarvan hiërarchiese instituute geskuif word na apostoliese interaktiewe netwerke. En kerke en gemeentes raak al hoe meer deel van netwerke van verhoudings, waar stories gedeel word, waar insigte uitgeruil word, waar bronne en hulpbronne gedeel word en van mekaar geleer word. En dis dan my derde plek die gesindheid waarmee mens moet werk. Ons moet ons instel daarop om interafhanklik te wees. Ons moenie werk as die voorpaleise van kennis en van vaardighede, van excellence. Ons moet in die gemeenskap saam met mekaar dinge doen. Ons instel daarop om interafhanklik te wees. En dit beteken dat ons roep is 'n learning organisation wat in die Pieter taal moet gebruik moet word, waar ons gemeentes help om in 'n uitkringende
en kreatiewe proses, saam te dink en saam te doen, en nie te val vir die beperking en versmoring van die leerproses, die reëls van die verlede hiërargies af te forceer en die interafhanklikheid daarmee te vernietig. Ek wil dus verblij op basis op hierdie punt net te sê die ervaring ons by die synode gehad met ons toe ons gesit het met selfoonstem en geslote stembriefie, ou manier wat al 3 uur tot staan kom, die geweldige konflik wat dit by die reëls gebaseerde mense en die mense wat wil hê dit moet vinnig gebeur, ontlok het. En dit het ons 3 dae gevat voor dit self in die reg gebruik is. Ons kan net nie meer daai manier funksioneer. En dit beteken natuurlik in die vierde plek dat ons as vennote in vriendekringe moet saamwerk. As 'n belangrike skrywer besig is om te gebeur, dit is die mag nie meer setel in 'n klomp reëls nie, maar die mag setel in die netwerk van verhoudinge wat tussen ons geskep word. Nou natuurlik is daar, dis wat ek op die oomblik ervaar, is daar 'n bietjie van 'n konflik tussen die twee maniere van werk. Maar die wêreld is besig om te skryf na 'n netwerk van verhoudinge. En ons as kerk moet dit ook kan omarm en interafhanklik met mekaar lewe. En ons kan die boodskap van Jesus ter harte neem wat gesê het in Johannes 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes, hiërargiese sisteem. Want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen. Nee, ek noem julle vriende. Omdat ek alles van my Vader gehoor en aan julle bekend gemaak. So daai manier van God wat ons sy vriende maak, wat ons sy vennote maak, sy medewerkers. En nie meer net hiërargies seker wat ons sê. Dit is die rigtinggewende net wat voor die wyse waarop ons as gemeentes funksioneer. Dit beteken dat ons platte netwerkstrukture moet skep, sodat ons diversiteit beter kan hanteer. En dat oor alle grense moet dit die geval raak. Hoe platter 'n struktuur is, hoe beter kan jy besluitneming en die uitvoering daarvan op een plek hanteer. As wat jy ergens hier in 'n hiërargiese stelsel besluitneming, dan is dit 'n lang proses voordat dit uitgevoer word, indien dit ooit uitgevoer word. So waar die besluit geneem word, daar moet ook die mag wees om dit te kan uitvoer. En dit beteken dat ons in die 6de plek moet leef as inkarnerende gemeenskap. Gibson Coffee het gepraat van die feit dat ons van 'n invitation model moet skuif na infiltration model. Dit wil sê ons moet nie net mense uitnooi na waar ons is nie. Ons moet op reis gaan met mense. Ons moet as ware die samelewing infiltreer. En die laaste plek in hierdie punt dink ek dat ons dus moet fokus op die skep van missionale vaardighede. En ek wil 7 goed op die tafel sit wat Otto Scharmer op die tafel sit, wat baie saamhang met wat ons net nou ervaar in terme van die geloofsgemeentes wat ons beoefen. Hy sê dat in die eerste plek met leiers leer om die luisterruimte te omarm. Dit is waar ons hier aan tafel sit, moet die leierskap leer om daai luister wat daar gebeur in die tafel, om dit ordentlik te laat funksioneer. Om te keer dat mense mekaar doodpraat byvoorbeeld, of dat een soort van gesprek oor. Leierskap beteken om die mense wat deel is van die reis wat ons onderneem, om elkeen van hulle 'n gelyke stem te gee. So die luisterruimte moet beskerm. Ons moet leer om diep waar te neem. Ons moet ons skeptiese bril, wat ook maar uit die verligting uit kom, met ons afval, veral ons veroordeling van ander se standpunte. Ons neiging om te dink dat ander nie so goed soos ons vir 'n spesifieke ding kan dink. En probeer om verby ons projeksie wat ons dink ander mense vir ons wil sê, te kom om uit te vind wat sê hulle regtig. So ons probeer om diep waar te neem. Een van die aha-ervarings in my lewe die afgelope tyd was in die kelderverdieping van die Barenkool Hotel, nou onlangs in Alkmaar nodig het ons na 'n dag waar die gesprek oor die blynis van Ghana redelik warm geraak het en daar uit die lopende standpunt daar was. En daar so 20 mense in die kelderverdieping was en ons met mekaar ons gesels oor waar jy nou. En ek gaan nou nie name noem nie, maar van die sleutelpersone wat teen die aanvaarding van die blynis van Ghana was, het so een of die langste gestaan en daarso. En
Ek was baie betrokke by die proses wat daar, so ek het doodgewoon stiller gebly. Ek het probeer waarneem wat is in die gang is. En dit was ongelooflik om te sien, mense wat aan die ander kant staan, as wat ek staan in die oorlewing van Bella, dat hulle ernstig probeer om nie die gesprek met mekaar te val nie 'n standpunt te los nie, maar te kyk op daai manier is waarop ons dit kan laat werk nie. Nie oomblik ek dit raak sien, besef ek, maar hier is ons is op heilige grond. Hier is ons besig om iets te ontdek wat die Here vir ons gaan gee. En ons is ongelooflik hoe in die gesprek ons uiteindelik by 'n standpunt uitgekom het wat een paar aanvaar. En uiteindelik die sinode een paar aanvaar is die drie opgehou vir die kaart daar teenstaan. En 'n geweldige stuk omarming. En die rede waarom ons dit kon doen is omdat ons nie teenoor mekaar gestaan en saam gekyk het al dink ons verskillende goed. Hoe kan ons by 'n punt uitkom waar ons sê, maar ons kan ons hier afbind. So om dinge waar te neem, diep waar te neem, is 'n vaardigheid wat leierskap moet aanleer. En dan die derde plek, om met 'n oop gemoed en met 'n oop hart en met 'n oop wil te onderskei. Want dit is die diepste waaroor dit gaan in geloofsonderscheiding, om nie net met jou vooraf opgestelde idee te werk nie, maar om te werk met wat daar gebeur. En omdat dinge so bestrengeld is en so kompleks is dit eintlik al waarmee jy kan werk. En waarom mense met oop gemoed werk en waar jy met 'n oop hart en 'n oop wil werk, daar daag die toekoms op in ons saamdink met mekaar. Dan is daar die vaardigheid om aan die toekoms wat daar opdaag te konnekteer. Maar dit moet daar ook by jou die wil bestaan om wat jy sien hier gebeur, om dit te omarm en daarmee op pad te gaan. En die energie wat daar is, in die feite plek te laat uitkristalliseer en te kanaliseer en te kyk op watter manier kan 'n mens dit dan verder neem. En dat help baie keer sê Sjan dat 'n mens prototypes opstel, dat jy uit dit wat jy nou agtergekom het, dat dinge kan so werk, dat jy sê, goed, kom ons toets dit hierso. En dan leer jy weer, en jy besef dat dit werk nie heeltemal so nie, ons is so gedink, maar is nie heeltemal so nie, en op daai manier kan jy begin met die prototypes, kan jy uiteindelik 'n model opwerk, wat die hele, in ons geval met die kerk gestaan. En dan vestig jy dit in die 7de plek sê, in nuwe praktyk. Dit is ons gewerk het in verskillende netwerke waarvan ek deel was, deur tyd, Church Facilitation Network daar in Kaap, die gemeentedienste netwerk, gestuurde gemeentes waarvan julle kom van julle deel is, seisoen van luister, seisoen van menswaardigheid het my begin. En het sal die manier van werk bly vir die toekoms. Goed, ek kyk na my tyd, ek het nog so 'n kwartier, so ek gaan 'n deel oorslaan en kom by die feit, hoe vorm ons nou gemeentes? As ons 'n missionale gesindheid, hier 7 goed wat ek het gesê, as ons dit wil indra, as ons mense wil help om dit te omarm, hoe help ons mense? Ek wil 2 goed sê, en dan 'n paar praktiese goed daaraan koppel. Ek wil sê dit, en dit is soos wat ons verslag oor missionaliteit by die organisasie ook was, ons moet taal skep om mense te help, om die missionale skuif te maak. En ons moet praktyke skep, waar binne hulle dit kan ruimtes, waar binne hulle dit kan beoefen. En ek slaan er oor, en julle kan dit in die dokument later lees oor wat die teologische betrekking daar is ensovoorts. En ek wil kom met die feit dat ons in die kerk, dis ons gereformeerde erfenis, dat ons werk met transformasie wat deur die woord en die gees na vore kom. Daar is nie ander. Ons het nie snaakse tegnieke nodig. Ons kan hierdie basiese betrekking dat God werk in die Bybel, hy praat met ons en hy werk met sy gees. Dis die goed waarmee ons kan werk. En ek dink die beste gaan wees om dit te illustreer in die hand van hierdie tekening. Is dit moeilik om dit te sien? Dat julle daar agter dit sien. Hierdie kan julle dan sien, so min ek. Goed.
tafel sit wat die selfprysgawe van God op die tafel sit. Die kenosis, die selfomlediging van God. As ons oor grense gaan, soos ons net geloop het na mekaar toe en 'n vriendelike vrede soek het, daai ongemak wat jy by jouself gehad het, om uiteindelik kontak te maak aan die ander kant die grens, wat vir jou ongemaklik is. Dit is die proses van selfomlediging. Dis wat jy bereid is om in 'n ander situasie in te gaan en jouself te gaan gee vir wat daar gebeur. Dis een van die belangrike maniere waarop God ons gebruik en ons ook verander, is deurdat hy ons help om onsself te ontledig. Nou, selfomlediging is nie om jouself af te lê. Dit is nie om jouself te verloon. Dit is nie om iets wat jy het weg te gee. Selfomlediging is om jouself in te stort in. Om jouself volledig te gee vir. Om wat jy het in diens te stel van iemand anders. En by uitstek is dit wat ons sien by die Here Jesus Christus, wat nie vasgehou het aan een gestalte van hom, sy goddelike gestalte, maar homself ontledig in 'n menslike gestalte, 'n menslike vorm aangeneem. En sy godheid en alles wat hy het ingestort het in menswees, sodat hy as mens tot in die kruis toe gehoorsaam kan word en verlossing vir ons kan bring. Nou dieselfde is, vraag dat ons sy navolgers sal wees, dat ons, wat ons het, en wat God vir ons gee, en waarmee hy ons begiftig het, dat ons het sy instort in mense. Dit beteken nie met oorgrens. En dit beteken met sekere praktyke aanleer, om jou daarmee te kan help. En ek wil daar aan so klein bietjie aandag gee. Daar is 3 geloofspraktyke wat ek dink vir mense help om hierdie kruisvormige, hierdie selfomledigende manier van lewe, om dit aan te leer. Die eerste is die werk van vernuwing. Die ou kerkvaders praat van katarsis. Mens kan ook sê, is 'n beweging na binne. Dis die wyse waarop jy voor die Here kom en waar jy deur deeglik ondersoek te doen van wat in jou aangaan, sy wil vir jou lewe raak sien. En ek dink die belangrikste manier om dit aan te leer is wat ons net nou gedoen het in terme van die daaglikse ondersoek. Waar jy gaan kyk na wat het die afgelope dag gebeur en so 'n ure werk nog wel lekker om so te werk. En dan is vra, waar het ek God se voetspore in my lewe agtergekom? En as basis 2 maniere wat God werk, is dat jy jou lewe so ondersoek. En een is dan goed dat hy bevestig, waarin hy vir jou dankbaar maak vir goed wat jy ontvang het, bly maak met dinge wat jy kan vier. En as ook goed wat vir jou sleg is, goed wat jy besef, jy aan die een kant moet vra dat die Here vir jou daarmee help, en aan die ander goed dat jy moet afleer. Die Jesuïte daarvan gepraat is, daar is 'n vorm van consolation en dan ook desolation. Daar is goed wat jy bevestig word, wat jy voel, hier is goed wat vir my vorentoe vat, en dan is daar ook goed wat jou moedeloos maak, en wat jou om verlossing laat bid. So, deur hierdie oefening daagliks te doen, en daar is hele klompie ander oefeninge wat mense ook kan doen, en ek stel 'n paar van hulle hier uit, is daar 'n leegwordproses in jou, sodat God sy regmatige plek in jou lewe kan inneem. Dis die werk van vernuwing. Dit is baie interessant hoe die ou kerkvaders daaroor gedink het, is dat hulle gesê het, dit gaan nie soseer oor boetedoening of selfkastyding nie, maar dit gaan daaroor dat 'n mens, byvoorbeeld in plaas van hoogmoed, fokus op nederigheid en diens. So jy probeer nie hoogmoedig wees nie, jy probeer om vaardighede van nederigheid en diens aan te leer. En so het hulle hele klomp ander goeders op daardie manier uitgestel. Die tweede een is die werk van verheldering. Die ou Griekse kerkvaders het gepraat van fotosis. Die woord fotosis is wat julle aan die woord fotosintese byvoorbeeld sal optel, soos wat 'n son, soos wat 'n plant in die son staan en die blare die son wat indruk
is daar 'n proses van fotosintese, van verandering, waar daar nuwe lewe kom. En ek wil op die tafel daar sit dat die daily examiner, die eerste, dat die hele storie van Lectio Divina, om op 'n geestelike wyse met God se woord om te gaan. 'n Mens help om die werk van verheldering te beoefen. Kyk, ons is baie goed geskole aan, dat ons die Bybel kan analiseer, as ware 'n greep op begrippe ensovoorts kan kry. Ons hele tradisie help ons om dit te doen. Maar wat in Lectio Divina gebeur is, jy laat God toe om hierdie woord te greep in jou lewe te kry. So daar is baie meer 'n waardering van wat God wil gee in die Bybel, as wat iets is wat jy doodgewoon net wil analiseer, sodat jy dit ordentlik kan verstaan. So wat gebeur om in hierdie geloofspraktyk deur God volgemaak te word, moet jy hom toelaat om met jou te praat, eerder as dat jy die hele tyd besig is op 'n analitiese wyse. En Lectio Divina wat werk met die feit dat jy tot rus kom, dat daar 'n moment van stilte is, waar jy lees om te ontvang en mediteer oor dit wat jy, of nadink oor dit wat jy ontvang, en dan met God praat, en dan dit gaan leef. Dis wat Lectio Divina basis is. Op daai manier is daar 'n transformasie wat in jou lewe op tou kom, en wat jy help om met God gevul te word. En dan die laaste gebruik is die weg van vereniging. Die ou kerkvaders gepraat van theosis. So dit is katarsis om skoongemaak te word. Dit is fotosis om die lig van God in te drink in jou lewe. En dit is theosis om so verenig met God te begin lewe, dat jy sy wil kan doen in jou lewe. En die gebruik wat ek daar voorstel, is doodgewoon die een van practicing the presence of God. Baie van julle ken die storie van Brother Lawrence, wat 'n ander alfabet was, ek weet nie hoe baie mense dit weet, ek kon nie lees en skryf nie. En wat God leer ervaardes het, God leer beleef, deurdat hy sy werk vir God gedoen. Hy was 'n kok in 'n klooster, en soos wat hy omelette gemaak het, en soos wat hy kombuis skoon gemaak het, en hy vir God gedoen het hy in God se teenwoordigheid begin leef. Dit het 10 jaar gevat, sê hy, om dit 'n daaglikse, konstante ervaring te maak. Maar, soos wat Frederik sê, van 2 jaar, dit vat nog tyd om die goed in te oefen. Maar wat gebeur as 'n mens die teenwoordigheid van die Here oefen, is dat jy eintlik konstant in sy teenwoordigheid, konstant luister na wat hy sê, konstant oop is vir dit wat om jou gebeur, sodat jy, wanneer jy Mozart moet speel, en dit nie die ene as jy geoefen het nie, dat jy dit kan uitvoer. So die werk van vereniging, om met God se wil verenig te lewe. Nou die prentjie wat daar is, wat die afkombrand aan die stukkies die gaan kry, verduidelik maar net die proses wat ek en Frederik en Nico aan die lees van die boek Filippense op die tafel gesit het, en wat werk met hierdie skema. Ek wil afsluit 3 minute, en julle aanmoedig om by missionale vennootskappe betrokke te raak. Daar is mense wat reeds besig is met die goed wat jy wil doen. Moenie die deel toelik vind nie. Sluit aan by wat mense doen. Vertel net die storie van Early Inspiration, en dan kan die webtuiste gaan besoek, earlyinspiration.co.za. Dit het 10 minute. Goed, dan gaan ek meer stories vertel. Lance Stretch het op 19 jaar ouderdom reeds begin om by crashes in minder bevoorregte omgewing betrokke te raak. Spesifiek op Romer, die township daarna by ons in Port Elizabeth, is waar sy betrokke geraak. Sy het gou agtergekom dat sy nie net prakties betrokke kan wees en op die manier by onderwysing by die kinders betrokke kan wees nie, sonder dat sy nie op teoreties onderleg is op 'n sinvolle manier en met 'n ordentlike onderlegde metodiek kan doen. En daarom sê ek maar as haar PhD klaargemaak, dat sy nou waarskynlik in 1 jaar of sy kan maak volgende jaar gaan kry. In die nuutste kruisgewys sal julle opsomming sien van wat sy doen, so julle kan gerus daar gaan kyk. Die gevolg van haar visie is na die Hoogtownship by ons al 48 early childhood development crises. 109 onderwysers wat opgelei is,
En oral is daar toerusting en vervoer wat gereël word, voeding wat gegee word, mentorskap, ouerleiding, want dit is baie keer wat ons saam daarmee gaan, mediese hulp, brille en pille, en so weer verskaf word met die gemeenskap wat daar help, universiteit en sovoorts. En sy werk ook saam met ander organisasies, Stop Hunger Now en KIK, wat veral aan die institusionele kant om krisis geregistreer te kry en dan staatshulp op daai manier in te trek om dit te doen. Nou dit is so eenvoudig soos vir 'n gemeente om R2000 per maand te gee vir die projek en dan kan 40 kinders vir 'n maand help. En wat daar gebeur is dat daar opleiding gegee word vir die onderwysers, want sy sê dis die sleutel vir 'n goeie crash, is dat die onderwysers goed opleid. Want hulle dit goed opgeleid is, dan beter hoe om goeders te hanteer. En dan tweede is opvoeding van, want hoe beter jy kinders onder 5 jaar voeding gee, hoe beter is die kans om te kan leer, hoe beter is die kans om werk te kry, hoe beter is die kans om armoede siektes te kan verbreek. Die opportunities in onlangs met die aangesien wat opgetree sê dat ons raak altyd te laat in die armoede siektes betrokke. Ons dink in die sorgkombuis help ons, in die skuil. Mense wat 30, 40 en 60 jaar oud is, ons help en ons moet dit doen. Maar ons moet vroeër in die siektes betrokke raak. En dit beteken eintlik ons basiswerk met kinders onder gesorgde ouderdom. Nou, Last Stretch het 'n hele organisasie op touw gesit van 'n 19-jarige begin en daarmee, en sy is nou so vroeg 30's. En al wat sy nou vir gemeentes vra is, raak net betrokke. As julle by voeding en opvoeding betrokke raak op 'n sinvolle en verantwoordelike manier, raak betrokke by krisis. Nie, dat beteken nie vir geen geld nie. As daar onderwysers in jou gemeente is, dan raak hulle betrokke. As daar speelgoed ergens rondleef, dan word daar gegee. En op baie manier is 'n gemeenskap besig. Waarom sê ek 'n ongelooflike storie. En ek wil julle, ek vertel die storie nou, dis 'n publicity. Maar dan moet sulke goed hier rondom dit. So gaan kyk, neem waar, wat is aan die gang in die omgewing en raak die vrou daar betrokke. Dan die volgende storie is van Marguerite, wat die Koop Community Wellness Centrum gestig het, waar sy werk veral met plaaskinders, sy voorskoolse kinders. En sy het al 3 kleuterskole op touw gesit, en daar is ook ouerleidingprogramme, ensovoort. Ons as kerk moet wees om maar in 'n groter wye netwerk in te trek, sodat wat sy doen op plaasgemeenskap vlak, dat dit in 'n wye in ons oorskapsnoorde gehanteer kan word. Ook 'n plek waarby, as daar sulke goed beheer is, waar mense kan aansluit. Nou wil ek die storie van Alfie Bloem vertel. Alfie is onderwyser in Kralok, onderhoof as ek reg onthou laas jaar. En van julle miskien gehoor van die groot ongeluk minibus wat in 'n bus vasgery het, 17 mense is oorlede en so Alfie wat in die ongeluk. Hy sit na die ongeluk bebloed buite die bus, probeer om sy bene te kry, kan nie sien nie, want hy het 'n oog verloor as kind en die ander oog is toe die ongeluk beskadig. Basies die reëling voor hom sy kop getref, oog baie erg beseer. So hy sit in stik donker blindheid en hy is baie seer. En hy voel 'n hand op hom en 'n kind vra hom, meneer, is jy alright? En hy herken die stem van Raymond. Nou Raymond is 'n seentjie wat hy beplan het om te skors in die skool, omdat Raymond so 'n rebel is en vir hom verskillende probleme gee. En Raymond vra meneer, waar is die selfoon? En hy vat die selfoon, hy bel en ek is ambulans ensovoort en die mense wat gehelp is. Raymond raak is eintlik so van die help van die hantering. Daai ding het so 'n impak op Alfie gehad, dat Alfie, toe hy nou herstel en die oog dan ook herstel, lyk nog 'n bietjie erg, maar ek kan dit dus al nie sien, dat hy die skool gesoek na opgeleid. Toe die posisie in die loop van het aansien vir die skool waar hy onderskole was, en aan tegelijkertijd in die swart woongebied skoolkos oopgaan, toe die aansoek vir die swart woongebied sy skool. In 'n jaar se tyd het Alfie daai skool omgedraai. Hy het 'n kombuis gebou. Hy het gesorg dat die lopende water vir die toilette is, en hy sê op 'n punt, maar daar is nie deure en vensters by die toilette het daar wyk op die sê, hier sit die deur. En lopende water gekry,
kombuis gebou en wou kom het gehoor van hom en hulle het van hom geskenk gegee, daar is 21 rekenaars en die hele skool is besig om te verander. En wat afgedoen is dit vertel sy storie oor en die gemeenskap waar daarby betrokke. So is daar 'n hele klomp mense. Ek kan vir julle sê van Piet Swanepoel in Willow, die laerskool Willow in Oos-London. Ongelooflike. Hy werk bijvoorbeeld met die idee dat as 'n skool, as 'n ouer na hom toe kom en sê, ek kan die skoolfonds betaal, hy sê, maak my aanbod. En wat 'n aanbod dit nou ook al is, die aanvaar. Maar daar skep hy menswaardigheid en hy skep betrokkenheid. Soos die een pa met 4 kinders, wat gesê, maar ek het net nie wat te week om dit is al wat ek kan spaar. Met 4 kinders op school. En Piet sê, maar dis reg. Daar kom maar verder in die school aan met 10 rand. Hy het later het self verhoog na 15 rand. En geweldige stuk betrokkenheid by die ouer gekry en op daai manier menswaardigheid geskep. En dit is die stories wat Piet oor ons vertel. Ag, net hele klomp goeders wat hy sê hoe mense skole kan betrokke raak. En al wat nodig is vir ons as kerk is om die Piet Swanepoels en die Office Blooms en die Lawrence Stretches en die Marguerites, hulle is in die gemeentes. Net agterkom, waar is hulle besig en daarby kan te sit. Ek sê af in die laaste punt, waar ek nie lang van is gaan praat nie, is 'n nuwe ontwikkeling by ons in die Oos-Kaap, Bjorn Pretorius is sosioloog wat by die Office wat opgetree. Ons is besig met onderhandeling om die sensusstatistiek op 'n verteerbare wyse vir ons te operasionaliseer, dat jy nie net weet, goed, so baie mense in ons land en so baie het selfoon, net interessant vir selfone, jy het in 10 jaar nou geskuif van 33% huishoudings wat selfoon het, na 88%. En landlyn besit het afgeneem. En dan baie interessante tendense kan in die bevolkingsdienste wat ontwerpers oorsee, dit is nie so, ons het toegeneem. Maar ja, dit moet daar blijf. Die punt is, mense het eintlik die data afbreek na 'n woongebied, dat jy agterkom wat gaan hier aan, sodat jy daarop kan fokus. Dit is net 'n ontwikkeling wat uit sy organisasie, koppel aan die universiteit, vir ons gaan help om beter missionale vennootskappe te stig. En ek wil julle net as dat julle in honderd werk vir welkom, maar daar kan mense hier wees wat op dieselfde wyse daarop kan help. Dis dit? Ek wil net hier kortliks gesê dat dit is vir my 'n wonderlike ervaring as ouer predikant om so te hoor en te belewe die vernuwing wat daar in die kerk is. Maar kommunikasie en dat ons ook meer opgehoor het van wat daar in die Oos-Kaap gebeur, maar dankie daarvoor. Ek wil die tyd opneem nie, maar hier is geleentheid vir gesprekke en vir bydraes en vir vrae. As u dit nou wil stel. Chris, jy het nou gepraat van leef vir God. Maar dit kan alleen gebeur as jy met God leef. Ek dink ons moet dit baie mooi uit mekaar uit, dat jy eers met God leef, voor jy vir God kan leef. Net op my. Ja. Kijk, ek sê nog soos van, dit was die 3 geloofspraktyke wat ek op die tafel sit, wat eintlik daarmee te maak het. En die een keer is daar 'n proses wat binne 'n mens gebeur, waar jy aan die ene kant bevestig word en aan die ander kant ontwrig word, dit seker goed dat die lewe moet gaan. Tweede is dat jy vol word met God, wat met God is, en dat jy dan leef vir God. En ek bedoel as mens, as kyk na enige verantwoorde, soort van geestelike dissipline sisteem, dit is maar altyd daai twee goed, dit is na binne en na boontoe, of na ondertoe afhangend, hoe jy nou aan dink, en na buitentoe. Dit is die goed wat moet gebeur. Selfs die wyse waarop ons die luistersiektes opwerk, het te maak met die tot rus kom, wat God nie is nie tot rus. Dit het luister na mekaar, en jy kan baie goed wyse, en Adel Karoon sit 62 sit goed by. Jy gaan kyk op webtuis, en die gemeentes op Kouser, is daar hele PowerPoint na hand op. En dat is heerlijk gemaakt, dus het oefen, maar eindelijk is het die 3 basis goed, wat de mens moet doen is. Chris, wil jy 'n bietjie meer uitbrei oor prototypes nie?
Jy het gesê in die prosesse waarin jy betrokke was, dat jy daarmee gewerk. Ek vra dit omdat ek agterkom as ons beweeg na gesteerdheid, dan dink ons almal moet, dit is in ons agterkop, almal moet nou eintlik onmiddellik gelyktydig skyfsel doen. En dis gewoonlik daar waar daar probleme is. Hoe kan prototypes ons help daar eksperimenteren? Miskien uit jou ervaring. Kijk, ek het miskien twee stories vertel. Die een is, wanneer mense spesifieke skuif, mense wil help om 'n spesifieke skuif te maak, is dit goed om 'n prototype te skep, sê nou maar 'n handleiding of wat ek al, en dit te toets, terugvoer te kry en dan die produk, wel nie 'n finale produk te wees, dan te begin om te loods. Dis hoe die seisoen vir luister gewerk het, die eerste boekie wat ons getoets het, en ons het 8000 gemeentes, 8000 mense in 100 gemeentes het ons afhanklike ding gegee, toe dus al die terugvoer gewerk, en toe is eintlik die hele, wat het eintlik 3000 kopieë van gedruk is, en ons recht die kerk gevat. So dis die een ding, om so kan, as jy 'n produk ontwikkel, en jy wil mense op skuif, is dit wat jy kan doen. Maar die ander is om doodgewoon, daar's mense wat prototypes is, om hulle te omarm. En ek ben baie interessante verhaal in ons eie gemeente. Ons het met die ontdekkinggaves proses hier in die 80er jare, ons het eintlik 75 bedieninge in ons gemeente gehad. En ons het gesorg vir ons databasis het, en ons mense in elkaar van die taak, is dit baie doen. En toe agtergekom was mense wat nie in daai proses inpas nie, maar wat in plaas van ons bediening skep, wat bediening is. So byvoorbeeld, die een ou met ons Theo Hageman, dramatische bekering op het punt in sy lewe, en was een wat nie gebid het in die groep wat hom na die Here te gelei het, vir 'n lang 20 jaar. So hy was 'n absoluut spief vir die groep. En uiteindelik het die Here met sy lewe so gewerk in die plan gevat, en hy is 'n barmhartige persoon. En wat hy nou doen is, hy vat mense as 'n bosal as ons so bestaan, hy vat hulle daar uit, trek hulle werke. Nou lang proses, ek sê dit kort. Maar hy maak die bos skoon daar van mense. Hy sit terug en werk met al die pyn daar. Hy het 'n sopkombuis, evangelisasiesentrum en ook so 'n kliniek ding, wat hy 200 kinders 3 keer 'n week versorg. Nou die effek daarvan is, as ons sy storie in ons gemeente vertel, dan trek hy mense daarin. So hy is vir ons 'n prototype, waar ons skuif van bedieninge na bedienaars. Nou mense wat 'n ding aan die gang, wel, predikante 'n ding aan die gang moet kry, maar ons gaan agter God aan, waar dus om mense te gebruik in die werk. En is interessant, ek was betrokke by ek het net vertel, het geld oor, om op die Arcadiese te besit, Romeinse kooperdie waar my opgekom het. En ons laatste storie betrokke vraag om. En op punte was het regtig uitdagend, want as ek saterdag met hulle geld nodig kom altyd vir ander rede as vir die Arcadiese so. En maar Theo het my, omdat Theo hy het ook sy mislukkingsstories met my gedeel. Met my gehelp om te sê, hy is my prototype. En ek kan maar volhard van my hulp van die skitsie wat my geld so op punt te mors. Maar dit is, hy help my om dit te volhard. In die begin, Chris, het jy gesê, ons moet taal skep vir vernuwing. Dit sal interessant wees as jy ons 'n paar woorde gee wat nie is. Ek wil eintlik graag hoor, skep ons taal sodat ons kan vernuwe, of is daar alreeds vernuwing wat outomaties nuwe taal gee? Jy verstaan. Is die proses so sistematies dat ons kan sê, ons moet nou taal skep vir waar ons wil wees, of hier sal reeds dinge wat gebeur, wat ons nie moet vertaal? Ek dink dit werk aan twee kante toe. Ek dink, waar ons ruimte skep, waar mense luister na mekaar, ontdek ons nuwe taal. En terwyl ons besig is daarmee, besef ons wat dinge kan beter gesê word, en dit skep jy ander ruimte. So dit is half 'n hermeneutiese sirkel. Ons beweeg die hele tyd van ruimte skep na taal wat ontdek word, en na taal wat die effek van luisterwoord byvoorbeeld in ons teologiese woordeskat. Ek weet dat dit in die afgelope 10-12 jaar gebeur. En die rede daarvoor is dat 'n klomp mense, en dit is 'n wye reeks van goed ontstaan,
mense mekaar kan sê met die kerk soos hy nou funksioneer, help ons nie vorentoe. Ons is opgelei vir 'n komplekse omgewing wat ons nie weet hoe om te hanteer. Hoe moet ons maak? En in die saamreis met mekaar, ruimte wat ons mekaar geskep het, fasilitering, gemeentediensnetwerk, visionêre taakspan, die bestuurde ontwikkeling ensovoorts, het ons taal begin ontwikkel. Byvoorbeeld, Frederik Ordening het in Bewegings van die Gees op hy nou 'n boekie geskryf ingegaan het die idee dat wanneer jy 'n vergadering is en jy agterkom maar hier begin sinergie kom, hier begin eenheid kom, ons begin agterkom wat begin dieselfde rigting dink. Dit is die Gees wat daar werk. So waar daai soort van sinergie opdaag, waar daar eenvormigheid begin kom. Help ons verstaan dat dit is hoe die Gees werk. Dieselfde met vrede, dis 'n ander woord wat ander betekenis het in ons gekry. Dat waar daar vrede opdaag in 'n spesifieke situasie, en mense hulle kan vind dan weet jy met die Gees het gepraat. En daar is uit so sewe van goed dat hy ontdek koop sy boek Meetings with God, as jy in Engels lees of vergaderings, dis daar. Met 'n baie moeilike merk wat die beweging van die Gees nou aan het. Dankie, ek dink die tyd is nodig afhandel, maar soos ons gesê het, daar is nog geleentheid vir gesprek en wat hierdie stuk wat voorhou is vandag, verskyn ook word deurgeskryf. Dit is ja, so dit is ook geleentheid om weer later kennis te neem en te lees en dankie byvoorbeeld vir die boek wat verskyn. Baie groete daarvoor vir mense die oorskap. Baie dankie.